Vader, hoe lekker is dit om U te eer vir die wonders wat U gedoen het in ons lewens, Here. Dankie vir die voorreg wat ons het om U te mag Vader noem. En dis my gebed, Here, kom en ontvang ons lof en aanbidding en ons lofprysing vanmôre. In Jesus se naam. Amen. Amen. Jy kan gerus jou sitplek neem. Goeiemôre die wêreld daar buite weer eens. Ons sing daai liedjie nou aan God al die ere. En dis amazing, nee, ons almal het met dit groot geword, onthou jy? Dit was 'n lekker tune geweest. As die tannie op die orgel hom mooi verstaan het, dan het hy mooi geloop. Ons het hom lanklaas gesing, nee, jy gesien hoe wegraak die woorde as jy nie kan bybly nie. Dis amazing, maar alle lof aan die Here. As jy vanmôre vir die eerste keer ingeskakel het, baie welkom. Dit is 'n voorreg om vir jou saam met ons op die lig te hê. Dis lekker in Jeffreys Bay vanmôre. Dit het begin reën, prys die Here, ons dank hom. En ons bid en vertrou dit reën daar waar jou kalvers wy vanmôre. Daar waar God weet die reën nodig is. Dis so. Maar ook vir ons, vir jou en my, dat die Here reën in ons harte deur sy Gees en vir ons nuwe lewe en nuwe gedagtes bring. Ek gaan vra dat die spruite saam met tannie Kodien uit gaan beweeg, asseblief, sy's nie 'n tannie nie, sy's net Kodien. Q, ons eie Q hier in, daar sê julle, geniet dit, be blessed. Kodien, trek net vir ons daai deure toe asseblief, sy sal hoor. Baie dankie, geniet dit julle. Ons gaan aan met die reeks rondom die voertuie in die Bybel, en vanmôre praat ons oor Moses se mandjie. Ons praat nie noodwendig oor Moses nie, ons praat oor Moses se mandjie. OK, kry dit bymekaar. Ons gaan Moses was binne in die mandjie, so ons moet daarom met hom ook praat. Dis nou om te sê die voertuig is maan toe, maar wat sy naam nie Louis Armstrong nie, nee, Neil Armstrong. Louis Armstrong was die ou wat gesing het. Neil Armstrong wat uitgeklim het en gesê het, one small step for mankind, one giant step. Ja, wat ek kan nie onthou hoe dit for humanity. Julle het so mooi opgelet. Ons het nog daai jare wit en swart TV gehad, so ek het nie verstaan nie. Moses se storie. Kom ons hoor gou, kom ons begin daar. Ons praat as jy eerste keer ingeskakel is, God gebruik verskillende middele om sy doel met jou te bereik. God gebruik voertuie, kanale, channels, wessels om vir jou in 'n rigting te trek daar waar hy vir jou wil hê. Kom ons begin by Moses se storie vanmôre, Eksodus 2, die geboortes van Moses en hy vlug na Midian. Ek lees vanaf vers 1, en 'n man uit die huis van Levi het gegaan en 'n dogter van Levi geneem. Die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar. En toe sy sien dat hy mooi is, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, onthou nou, dis in die tyd weer eens waar die koning van die dag gesê het, ons moet hierdie manne uitroei, die seentjies moet gaan. Ons moet hulle doodmaak. Toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy vir hom 'n mandjie van biesies geneem, dit met lijmgrond en pik bestryk, en sy die seentjie daarin neergelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit, en sy suster het op 'n afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom sou gebeur. En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om 'n bad te neem, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het. Toe sien sy die mandjie tussen die riete en stuur haar slavin om dit te laat haal. Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind en kyk, dit was 'n seentjie wat huil. En sy het hom jammer gekry gesê, dis een van die kinders van die Hebreërs. Toe sê sy suster aan die dogter van Farao, sal ek vir jou pleegmoeder uit die Hebreëse vroue gaan kry, dat sy vir u die kindjie, die seentjie kan soog? En Farao se dogter antwoord haar, ja. En die jong meisie het geloop en die seentjie se moeder geroep. Daarop sê Farao se dogter vir haar, neem hierdie seentjie en soog hom vir my, en ek sal jou loon gee. En die vrou die seentjie geneem en hom gesoog.
En toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter en hy het haar seun geword. En sy het hom Moses genoem en gesê, ek het hom mos uit die water getrek. Net vinnig Moses se pa was Amram, Moses se ma was Jochebed en sy suster was Miriam. Net as ons die res van die prentjie bymekaar hou. Hierdie laat dink my baie aan wat daai tyd gebeur het en ook ons eie persoonlike geskiedenis 'n bietjie daar in Botswana. Onthou nou daai tyd die Nylrivier was die hoofsentrum vir afgode aanbiddery. Watergeeste en die Leviathan en al daai goedes wat 'n ou van lees in die Bybel, dit was hulle geloof. Hulle het in die oggend afgegaan, selfs toe God en Moses gesels net voor die 10 plaae, dan sê God vir Moses, gaan na die Farao toe, jy sal hom vroeg in die oggend by die rivier kry en sê vir hom. En die hele tyd sê Farao nee. Wat doen hy by die rivier? Hy aanbid. Hy is besig met sy stilte tyd. Hy is besig om afgode te aanbid. En dan is dit nou interessant dat as sy ma Jochebed, as sy nou sien dat hier moet 'n plan gemaak word, dan lei die Here haar met wysheid om te gaan kyk. En sy sien hulle ritueel, die dogter kom af en die pa kom af en wat. En dan interessant, haar slavinne wat nie in die water ingaan, hulle patrollie op die kant. Nou dit laat my dink aan toe ons doopgeleenthede gehad het, gelowige doop daar in die Okavango Delta van Botswana. Dis net krokodille. En nou is ons daarin met die klomp mense wat nou gedoop moet word, maar dit is 'n hele produksielyn, dis so 'n standhoudende poel. Ek is so diep in die water en dan bring hulle in so van die kant af en ons doen ons ding en hulle gaan weer uit aan die ander kant. Maar rondom ons is die klomp klein seentjies met stokke. Hulle gooi so, pa. En ek sê naderhand vir die ouens, hoorie, kry net die kinders kalm. Jy, dis dan nou 'n gewyde oomblikie so en wat. Die een tolk sê vir my, Moruti, doop jy die mense, hulle hou die krokodille weg. Nou, hierdie slavinne het obviously die prinses beskerm. Hulle het daar gepatrolleer en gekyk, wat gaan nie aan. En hier kry hulle die seentjie, en kyk God se plan. Sy sussie Miriam sien die hele ding, en sy hol en sy sê, ek ken iemand wat hierdie kind kan borsvoed, kan soog, sy gaan hom kyk. Gaan haal sy ma. Dis mos nou haar kind. En soos die Here wil, daar word sy sommer betaal om haar eie kind groot te maak. Hoe amazing is dit? En dan as hy groot is, dan gaan hy paleis toe. En hy word die seun van die koning of van die paleis. Nou het daar 'n paar interessante goed gebeur. Hoe raak Moses se lewe ons vandag? Ek en jy ry nou nie meer in mandjies nie. Ek en jy dryf nie in die Nyl op en af nie. Maar die boodskap wat ek vanmôre by jou wil los is dat dit maak nie saak in watter voertuig jy op die toneel verskyn nie. Dit maak wel saak wie jou kaptein is. Ons het dit verlede week met Noag gesê. Noag het nie 'n kaptein aan boord gehad nie. Dit maak nie saak hoe jy in die lewe inkom nie. En hierdie kan 'n ou nou net oor dit kan ons baie vir mekaar sê. Ek wil vir jou vra vanmôre in Jesus se naam. Wil jy nie jou gedagtes vernuwe en jou woordeskat verander rondom jou verlede nie? Ja, maar jy weet, hulle het nou die dag daai grappietjie dad jokes. Sê die een ou, daar by ons het ek nie 'n kombers gehad nie. Die ander ou sê, in my huis het ek nie eers 'n bed gehad nie. Die ander ou sê, het jy 'n huis gehad? Jy weet, ons almal het 'n storie van hoe ons aangekom het. My pa en ma moes trou, ek is 'n buiteegtelike kind. Ek het nie bestaansreg nie. Ek is verwerp in my ma se baarmoeder. My pa, die onderwyser, ek het gesukkel op skool. Dit maak nie saak
hoe jy aangekom het nie. Dit maak saak wat in jou lewe gebeur vorentoe. Moses was 'n man van geloof. Ons lees in Hebreërs, wat die boek van geloof is, gaan lees dit Hebreërs 11, amazing. Hulle noem al die geloofsvaders, noem hulle by die naam, en hulle sê van Moses, omdat Moses geglo het, hy was 'n man van geloof. Omdat Moses geglo het, het hy toe hy groot geword het, geweier om die seun genoem te word van die Farao se dogter. Wow. Ons gaan nou daaroor praat, maar hoor sy geloof. Hy weet waar hy vandaan kom. Hy weet hy hoort nie hier nie. Hierdie was deel van God se plan om hom te kry op 'n plek, maar dis nie sy identiteit nie. Dit is sy geloof in die Vader laat hom ander dinge besluit. Hy het verkies om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om die kortstondige genietinge van sonde te hê. Dit het goed gegaan in die paleis. Dit was lekker. Daai Farao hou party die hele dag. Hulle slag elke dag hoeveel goeders en hulle eet en hulle doen en hulle dis oulik, maar Moses sê nee. My geloof sê vir my 'n ander ding. Hy het die smaad ter wille van die Christus, het hy groter rykdom gekry, groter rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy na die beloning uitgesien het. Omdat hy geglo het, het hy Egipte verlaat sonder dat hy vir die woede van die koning bang was. Onthou nou, hy is gered eendag toe hy 'n babietjie was. Die koning wou hom doodmaak. Die koning wou al die seentjies doodmaak. En hier sê hy weer, my geloof in God staan vas. Koning, wil jy my doodmaak? Ek gaan nie hier bly nie. Hy het volhard soos iemand wat die onsigbare God sien. Omdat hy geglo het, het hy die pasga ingestel en die bloed aan die deurkosyne laat smeer, sodat die engel van die dood nie die eersgeborenes van Israel sou tref nie. Moses was 'n man wat versoekinge kon weerstaan. Handelinge 7:22. Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en hy het uitgeblink in woord en daad. Hoor sy omstandighede, hy kom aan in 'n mandjie. Hy kom aan in 'n mandjie wat net drift op die water. Dis God se plan om hom te red. Dis God se plan om hom in die tempel te sit of in die paleis. Dis God se plan dat hy die wysheid en al hierdie goeders daar bymekaar maak. Maar as Moses tot die besef kom, dis nie wie ek regtig is nie. Hoe raak Moses se lewe jou en my vandag? Ek vra vir jou, hoe lyk jou lewe ten opsigte van versoekinge? Ek wil aanvaar word. Ek wil deel wees van die maatjie groep. Ek wil daarom ook, jy weet, ja, dis oulik daai, maar as ek daar gaan ek hierdie goed verloor. Ek en jy moet die wysheid hê, ek en jy moet die geloof hê om uit te werk, om die versoeking te weerstaan, of te identifiseer om mee te begin. Want wat is van God af en wat kom uit die paleis uit? Wat word vir jou aangebied? As jy besigheid doen, ag, hier is 'n paar sent vir jou, hoor. Hierdie gaan jou besigheid nou net maak en breek. Hoor hierdie net, julle weet wat so versoekinge in julle eie lewens aangaan. Jy aanlyn, jy weet wat is besig om te gebeur in jou lewe. Het jy die vermoë, die geloof om versoekinge te weerstaan? Wat waar is in Moses se lewe is dat sag is nie swak nie. Sag is nie swak nie. Numeri 12. Moses was 'n uiters sagmoedige man, meer as enige iemand anders op aarde. Is dit nie amazing nie, julle? Mense wat God uitsoek. Noag was die enigste geregverdigde op aarde. Moses was die sagmoedigste man op aarde. En God tel hom op.
Is jy 'n boel in 'n China shop? Die ou wat die hardste raas en die hardste skree en die vinnigste slaan en wat wen die fight? Jy hoef nie die fight te wen om reg te wees nie. Daar kom 'n tyd wat Moses sê, God sê vir hom, lei hierdie klompie ouens daarin, in die woestyn in, daar gaan julle. Hy sê gelukkig nie op daai stadium vir hom, julle gaan vir 40 jaar daar rondwaal nie, maar hy sê vir hom, vat jy hierdie paar ouens, dan sê Moses, daai sagtheid, dan sê Here, ek sal doen wat u sê, ek is 'n man van geloof, maar ek hakkel so bietjie dit. Ek het nie heeltemal die vermoëns nie, en God sê vir hom, maar gaan net, ek sê jou help, vat jou boetie Aaron, hy sal jou tolk wees. Jy sien, ek en jy wil baie keer goed uitwerk vir onsself, en half sê, Here, maar ek sal hierdie ding fight, ek sal hierdie ding vat. Terwyl die woord sê vir ons, wanneer jy swak is die Gees in jou sterk. Moenie, onthou julle, wat was daai liedjie Blik as Spaai, nê? Jy 'n jamblik gevat en hom vol klippe gegooi. Dan slaan jy sy bek toe. Dan maak hy 'n vreeslike klomp geraas. Jy hoef nie so te raas nie. Jy kan maar net met 'n sagte tennisbal ook speel. Jy hoef nie in hierdie lewe almal te oordonder en almal te, jy hoef nie. Jy weet dalk is dit iets waarmee jy sukkel. Dat jy moet die hele tyd fight om voor te kom. Jy hoef nie. Jy hoef regtig nie. Jy hoef regtig nie. Wat jy moet hê is 'n leerbare gees. Die woord sê vir ons, Moses het 'n leerbare gees gehad, Eksodus 18, vanaf vers 24. Moses het na sy skoonpa geluister en gedoen wat hy gesê het. Wow. Jy sien, ons sê, gister het ons 'n huwelik gedoen, 'n troue. Dan sê Efesiërs, sê Paulus vir ons, die man moet sy pa en sy ma verlaat en al daai dinge. Maar jy as 'n man, as koning, priester en profeet van jou huis, jy mag jou pa bel en sê, pa, hoe stel mense vol as 'n tappets? Hoe? Natuurlik. Jy kan nie alles weet nie. Jy het jou pa en jou ma verlaat. Dit beteken, jy het 'n goddelike identiteit gevestig as koning, priester en profeet van jou huis, met jou vrou as jou helper, as die Here julle seën met kinders, en jy het onder jou pa se geestelike sambreel uitbeweeg. Maar dit beteken nie, jy is die slimste ou in die wêreld nie. Langehoven wat gesê het, toe hy 16 jaar oud was, hy het ontdek hy die domste pa op aarde. Hy het nou die prys gewen met die pa wat kort diskant 'n skaap net aan sy pa weet niks. En toe hy 21 is, toe sê Langehoven, wow, ek staan verbaas oor hoe baie my pa geleer het in die laaste 5 jaar. Ek en jy moet 'n leerbare gees hê. Moses het bekwame manne uit Israel gekies en aangestel as hoofde oor die volk. Leier oor 1000, oor 100, oor 50 en oor 10. Hulle het deurentyd hofsittings gehou. Die belangrike sake is na Moses verwys, die geringes is deur die leiers verhoor. Moses het nie 'n one-man show gehardloop nie. Moses het net met 'n mandjie daar aangekom. Moses het besef, as hier nie ander rolspelers is en was nie, het ek in daai rivier gebly. Ek vra vanmôre vir jou, is jy nog in jou mandjie? Of het jy uitgeklim en gesê, God het mense opgerig om my te help, om my uit die mandjie uit te haal, om my toe te rus, ek kan die versoekinge weerstaan, ek hoef nie die fight te wen nie, ek kan net doen wat ek doen, maar ek moet 'n leerbare gees hê. Kom ons kyk na 'n paar parallelle tussen Moses en Jesus. Ons weet almal, die Ou Testament is 'n spieelbeeld van dit wat kom. Dit wat in die Ou Testament vir ons gewys is, het Jesus gekom en vervolmaak en vervul. Beide van hulle is gered as babas. Amazing, nee. Moses, Eksodus 1:22, daarna het Farao sy hele volk beveel, julle moet elke pasgebore seentjie in die Nyl gooi, maar spaar die dogtertjie se lewe. Daar's die aanslag, boem, boem, boem. Hoekom moet hulle in die Nyl gegooi word? Hulle word geoffer aan die krokodille.
hulle word geoffer aan die voorvaders, hulle word geoffer aan die watergeeste. Hier kom Jesus in Matteus, en toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. Hoekom? Hoekom? Want die seentjies bedreig die koning van die dag, die wêreldse koning se koninkryk. Die farao het geweet, hier kom 'n ding, daar was hoeveel profeseë van die redder, die Messias wat kom, en hy het gesê, al die seentjies moet ons uitwipe. En presies dieselfde gebeur met Herodes. Toe Jesus op die toneel verskyn en die mense kom en sê, dis waar, toe sê hy, kom ons haal hulle uit. Kom ons haal hulle uit. Ek en jy is nie noodwendig gered as babas nie, maar is jy gered? Ek vra vir jou vanmôre in Jesus se naam. Het jy op 'n punt gekom waar jy sê, ek wil nie in die Nyl ronddwaal tussen 'n klomp krokodille nie. Ek wil nie in die woestyn rondhardloop nie. Ek wil 'n kind van God wees. Want jy sien, Jesus kom en sê, Moses, jy was deel van die volk van God, maar ek gee vir jou nou die voorreg om God se kind te word. Is jy gered? 40 dae in die woestyn, beide van hulle. Moses was 40 dae en nagte by die Here. In die tyd het Moses geen kos geëet of water gedrink nie. Ons moet onthou dat in daai tyd, heel in die begin, kom ons gaan terug na Genesis, heel in die begin, sê God, kom laat ons mense maak na ons beeld, Vader, Seun, Heilige Gees. Die aarde was woes en leeg. Die Gees van God het gehover, het gesweef oor die leegheid. So Vader, Seun, Heilige Gees was van dag 1 af beskikbaar betrokke aan die werk. En hier in Moses se tyd, verseker was die Heilige Gees daar, maar hy word nie genoem nie. Hy word nie genoem nie, want toe Jesus vir sy disippels begin leer en sê, ek gaan vir julle die trooster gee, ek gaan vir julle die Gees gee, het die konsep, die beginsel, die begrip van die Heilige Gees baie, baie sterk deurgekom. Toe Jesus in die woestyn ingaan, Matteus 4, toe is Jesus deur die Gees die woestyn ingelei. Amazing, julle. Om deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie, en naderhand het hy honger geword. Hoor die verskil, Moses was 40 dae en nagte by die Here. Jesus is die woestyn in, om deur die duiwel versoek te word. Jy sien, Moses was klaar in die paleis. Moses het deur geloof die versoekinge weerstaan. Jesus kom in die Nuwe Testament en hy sê, deur die Gees oorwin hy die versoekinge. Want elke keer as hy versoek word in die woestyn, dan haal die duiwel die woord aan. Hy sê, daar staan mos geskrywe. Dan sê Jesus vir hom, nee, maar daar staan ook geskrywe. 'n Veg is in die Gees, die heeltyd. Hoe lyk jou veg vandag met versoekinge? Veg jy hierdie goed in die woestyn, in die teenwoordigheid van die Here, maar uit jou eie krag? Of veg jy hierdie versoekinge in die woestyn nog steeds, maar deur die krag van die Gees van die Here? Ek is terug by die mandjie. Maak nie saak hoe jy hier aangekom het. Maak nie saak of jy van wat of wat. Dit maak saak hoe jy uit daai voertuig uitklim. Hoe jy beweeg vanuit daai voertuig. Moses en Jesus was besonder sagmoedig. Ons lees weer Moses, Numeri 12. Moses was 'n uiters sagmoedige mens, meer as enige iemand anders op aarde. Hoor vir Jesus, hy sê in Matteus, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, my las is lig. Wat beteken
My juk is sag en my las is lig. Daai jare het hulle donkies en osse en beeste en goed ingespan om 'n wa te trek of om te ploeg of perde of hulle en dan sit hulle so 'n plankie op jou rug met twee sulke stokke en hier onder so 'n strop ding, nê. Dan moet jy nou loop. Maar as jy nou lekker hardkoppig is, hard in die bek het die boere gesê, nê. Dan sit hulle daai twee stokke wat hier afkom, het sulke tande so. Jy kan nie jou kop te veel so maak nie, hy byt jou hier. Jesus sê, as jy my juk op jou neem, dis waar juk skryf vandaan kom, daai speletjie, dis daai jukke wat so deur die ding. As ek en jy Jesus se juk op ons neem, dis sag. Hy gee jou nie dwing nie. Hy gee jou nie seermaak nie, hy gee jou nie bestuur nie, hy gee jou lei. My las is lig, sy teaching is maklik. Wat is sy teaching? Liefde vir God, liefde vir mense, dis maklik. Ek en jy kan dit doen. Jy sien, ek en jy as sagmoedig en nederige mense, Jesus wat sê, ek het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. Hoe sag is dit? Ek en jy wat mekaar hier ontmoet en sê, hallo, ek is hier om jou te dien, nie om gedien te word nie. Hoe mooi is dit? Hoe lyk jou lewe? Is jy die baas? Is jy in charge? Want die juk wat jy op het, krap jou, papa. Jy moet stoei om voor te bly. Of het jy Jesus se sagte juk opgetel? Laaste vergelyking, albei was middelaars van verbonde tussen God en sy mense. Moses, Eksodus 24, Moses het al die gebooie en bepalings van die Here aan die volk gaan bekend maak. Hulle het soos een man gesê, ons sal alles doen wat die Here beveel het. Kan jy dink, Moses het net 'n mandjie. Hy het nie kamele en heavy duty 4x4, daai mandjie het nie 'n roofrek nie. En God gee vir hom sulke klippe met die 10 gebooie en God gee vir hom dit en hy sê, dis reg, laat hy kom. Laai in. Moses kom nie en sê, hallo Here, kan jy sien, ek is eintlik, ek het net so 'n klein skippietjie hierso. Die ding gaan nie al hierdie vrag vat nie. Hy sê, nee, kom, gooi, laai, laat ons gaan. En die uitkoms is die mense was gehoorsaam aan die woord van die Here. Moenie voor die Here kom en sê, Here, maar jy weet, ek kan nou eintlik nie tot 100 tel nie. Maak nie saak nie. Dit maak nie saak nie. Kom ons hoor wat sê Jesus in 1 Timoteus 2. Daar's immers net een God en net een middelaar tussen God en die mense. Die mens Christus Jesus wat homself as 'n losprys vir almal gegee het, net een middelaar. Julle, my las is lig, my juk is swak. Jy hoef nie 'n volboy, jy hoef nie 'n oorlogtank te wees nie, jy hoef nie 'n vragskip te wees, jy kan net wees wat jy is. Met Jesus in jou is jy meer as 'n oorwinnaar. Dis so maklik soos wat dit is. So, kom ons maak klaar. Ek en jy se lewe vandag. Ja, maar Koos, jy weet, ek het maar net met 'n ou emmertjie hier aangekom. Ek het nou nie eintlik veel in hierdie lewe nie. Ek vra vir jou lewe vandag. Lewe jy 'n wettiese Moses lewe? Of is jy 'n totaal toegewyde geesvervulde volgeling van Jesus met vel aan vir mense om jou? 'n TTGV, totaal toegewyde geesvervulde volgeling. Leef jy vanuit jou mandjie of leef jy vanuit die kruis? En jy sien, God sal jou mandjie gebruik, dis reg. Maar jy gaan maar 'n bietjie roei en stoei, glo my. Jy gaan roei en stoei totdat jy by die kruis kom waar jy sê, in Jesus se naam, ek gee oor, ek gee alles. Dan het jy skielik, wil ek sê, 'n bietjie van 'n veiliger voertuig. Ja, daar's nog krokodille in die rivier. Daar's nog versoekinge.
maar ek en jy vanuit Jesus se krag gaan die oorwinning behaal. Hoe lyk jou voertuig? Hoe vergelyk jou voertuig met die van Moses? Besef jy, weet jy, dat God van jou 'n 30, 60 ton vragtrok ding gemaak het? Dat jy 'n containerskip is wat kan oplaai. Jy is 'n minibus taxi, daar's altyd plek vir nog een. Jy hoef nie alleen in jou mandjie rond te kabber nie. Dis cute, ek sien die prentjie, hulle het nou, Kodien het vir die kinders so 'n prentjie gemaak van Moses in die mandjie en hulle gaan hom inkleer en dis oulik. Dis cute. Maar ek wil langs daai mandjie wil ek dan daai Ferrari daar intrek. Daai Ferrari met daai wenvlaggie wil ek vanmôre vir jou sê. Jy hoef nie in die mandjie te bly nie. Jy kan maar uitklim. Want jy sien dit maak nie saak hoe jy in die lewe inkom nie. Dit maak saak hoe jy deur die lewe beweeg. Ek en jy raak baie mense se lewens. Hier sit julle vanmôre, almal jy aanlyn. Dankie vir julle. Dankie vir julle. Mense kom in en sê maar ek sukkel. En hier sit die getuienis, ons die laaste 2 Dinsdae op die klein groepe wonderlike tye beleef. En dit was vir my amazing. Hoe mense om die tafel kan sit en getuig en sê, maar kyk waar was ek en kyk waar is ek nou. Deur die genade van die Here, kyk waar was ek, kyk hoe het ek hier aangekom, kyk hoe lyk ek nou. En dis my uitdaging vir jou, dis my uitnodiging vir jou vanmôre. As ons praat oor Moses se mandjie, dan wil ek hê jy moet weet vanmôre. God het jou dalk in 'n mandjie laat aankom, maar God het 'n baie baie groter plan vir jou lewe as dit. God wil jou uit daai mandjie uithaal. Sy seun Jesus sê, kom en volg my. Ek het gister weer daaroor gepraat ook by daai troue van volg my, daai absolute dringendheid van daai woordjie volg, dat jy moet my jaag. My goedheid en guns sal jou volg al die dae vir jou lewe. Daai liedjie van Adam Tas, van patatas en pyptabak of wat ook al daai ding. Hy sê van die boer wat 2 honde het, goedheid en guns. En oral op die plaas waar hy gaan, is goedheid en guns net hier op hom. Julle gaan koop vir jou 'n hond en noem hom goedheid en guns, godheid ook, ja. Moenie vir hom wagter en rex en kaptein en nee man. Noem hom goedheid en guns. Dan kyk jy wat doen daai hond as jy in die middag by die huis kom. Daai stert is net so. Jy gaan sit as hy op jou. As jy in die bed lê, word as hy onder die kombers en hy wil by jou wees, hy wil by jou wees. Dis wat Jesus sê. My goedheid en guns volg jou. Maak nie saak hoe jy hier gekom nie. Maak saak hoe loop ons vorentoe. Kom ons bid. Vader, dankie. Here, hoe amazing is dit? U ontmoet ons waar ons is. Ongeag of dit nou 'n mandjie is of 'n baba wieggie of 'n pram met net 3 wiele of nee, daar's deesdae moderne goed met net 3 wiele, net 2 wiele of sonder wiele of hoe ook al, Here, u kry die prentjie, al kom ons gebroke, stikkend, hinkepink, skedonk, ons tyres is glad, die seil kom uit, ons sukkel, dan sê u dis okay, kom. Ek wag vir jou. Ek is beskikbaar en ek ontmoet jou waar jy is vanmôre. Ek is lief vir jou net soos jy is, maar ek is te lief vir jou om jou daar te los. Kom, ek gee vir jou die oorwinning in my seun Christus Jesus. Dankie, Here. Dankie vir daai eenvoudige boodskap uit Moses se lewe, uit Moses se mandjie. Dat Moses kon goed doen wat Jesus net vir ons kom bevestig het en kom vaslaan het om te sê, maar jy kan. Dit maak nie saak hoe dit lyk nie, dit maak nie saak hoe jou verlede lyk nie. Jy kan, want deur my, Jesus, is jy meer as 'n oorwinnaar. Ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen. Ons gee julle groet aanlyn, die link vir die woordjie This is Amazing Grace is daar.
Ons gaan hom sing hier binnekant, want dis net genade. Dis nie ek en jy nie, dis nie jou bankrekening wat jou gefinansier het om vir jou 'n mooier voertuig te gaan koop nie. It's only by the grace of God wat jy vanmôre kan opstaan en sê, deur die genade van die Here is ek 'n oorwinnaar. Ek het uit my mandjie uitgeklim. So, julle aanlyn groete, blessings, laat weet vir ons, waar is jy, wat maak jy, hoe gaan dit, wat gebeur in jou lewe? Dankie vir julle liefde, julle ondersteuning, julle gebed, blessings, vrede vir jou, gaan mooi. Ons hierdie